Beteken nie God het klaar gewerk, of jy kan nie die gees van God keer nie. En die gees van God werk met die woord. Jy kan dit dan in Efesiërs 6 gaan lees, dat die woord is die swaard van die gees. So ek glo vanmôre, terwyl hierdie woord gaan uitgaan, die Here mense gaan vry maak, en heel maak, en gesond maak, en soos wat die gees gaan lei vanmôre, glo ek, hier kom nog groot dinge, voordat ons gaan verdaag. Ek wil met u saam lees uit die woord van die Here uit Johannes hoofstuk 11 vanaf vers 1. Nou ek gaan so klomp skrifte skiep, want ek wil nou nie die hele hoofstuk lees nie, so terwille van tyd gaan ek net hier en daar net so vat, en net om die opsomming te gee. Ons almal ken hierdie gedeelte waar Lazarus gesterf het en hy toe al 3-4 dae in die graf was, en alle hoop vir hom menslik gesproke daarmee heen was. So dan Johannes 11 vanaf vers 1, hy sê, en daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here se gesalf het, met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u lief het, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Ek wil gou hê jy moet dit vir jouself sê, dit waarin jy vanmôre is. Hierdie situasie is nie tot die dood toe nie. Dit waardeur ek nou gaan, is nie die finale uitspraak oor my lewe nie. Dit wat ek voel nou, is nie die einde nie. Dit is die begin. Dit mag dalk nie so lyk nie, maar Jesus maak 'n verklaring hierso. Hy sê hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik word. Ek wil dit duidelik maak, God is nie dit wat siek maak nie. Ons word siek. So God het nie Lazarus siek gemaak sodat hy kan wys hy's God nie. God het nie nodig om siekte te gebruik om te wys dat hy is God nie, hy is God, maar hy het die geneigtheid om op te daag in my storms, sodat hy kan wys hoe lief hy my het en hoe lief hy jou het. Hy het maar net die manier waar die mens geen hoop het nie om op te daag en te sê, ek is 'n God wat kan red, ek is 'n God wat kan heel maak, ek is 'n God daag op die menslik onmoontlikste tye van ons lewe, waar ons dink alles is verby, dan kom God en hy sê, nee, hierdie ding is nie wat jy dink dit is nie. Hierdie uitspraak waardeur jy gaan, hierdie storm waardeur jy gaan, menslik gesproke, ja, is dit verby. Maar nie wanneer ek in die bootjie klim nie. So ek wil dit vandag vir jou sê, as jy alleen sou wees, sou dit tot die dood toe gewees het. Maar omdat jy God aangeroep het en hy jou lief het, hy sê, hulle sê hierdie geheim, Here, hy vir wie u lief het, is siek. Sê gou vir my, is die Here lief vir jou? Dis nie een wat hier sit vir wie God nie lief is nie. Daar's baie keer fout met my liefde vir hom, en ek val baie keer daarin. Maak het hom lief met my alles, maar tog stel ek hom te leer. Maar hy het nog nooit ooit gefaal in sy liefde nie. En Martha Maria maak hierdie stelling, hy vir wie u lief het. Nie Lazarus wat u lief het nie, maar hy vir wie u lief het is siek. En ek wil dit vanmôre vir jou sê, dis waar die geheim lê, dat God het jou liewer as wat jy jouself vandag lief het. Somebody needs to know this. You're struggling with accepting and loving yourself, and you're going through a storm, but I'm telling you, God loves you more than you love yourself right now. And that is why He's going to help you.
Hy gaan jou help omdat hy jou lief het en omdat jy hom terug lief het. In vers 11 sê hy, dit het hy gespreek en daarna sê hy vir Lazarus, sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. En hy het gepraat van sy dood. Vers 13 sê hy, maar Jesus het dit gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo, maar laat ons na hom toe gaan. Dis 'n harde stelling wat Jesus maak. Sê ek is eintlik bly ek was nou nie daar om te keer dat hy nie doodgaan nie. Jy sien, want dit is hier waar ons baie keer nie God se plan verstaan nie. Want ons dink altyd, Here, maar dit sou beter gewees het dat Lazarus dalk nie moes doodgaan nie. Dit sou baie makliker gewees het, Here, as hy opgedaag het, weet, voordat ek myself bevind waar ek my vandag bevind. Here, dit sou dalk beter gewees het as u iets in my lewe gedoen het, maar die ding is, ek en jy sou nie onsself oopgestel het vir die wonderwerk van God, as God 6 maande terug opgedaag het nie. As God vir jou 'n woord gegee het oor dit waar jy jouself nou bevind het, 'n jaar terug, sou jy dit nie kon vat nie. En sou jy in elk geval opgeëindig het, waar jy vandag opgeëindig het. En God weet daar is sekere situasies waarin hy met my kan praat en met my kan werk, waar ek, dis nie God se hart nie. God sou graag wou gehad het, dat ek nie hardkoppig moes wees nie. Ek het groot geword in die kerk, ek het groot geword in die pastorie, en ek het 'n pa gehad wat vir my gesê het wat die weg was. Maak nie saak wat hy gesê het nie. Vir een of ander rede het ek hom nie altyd geglo nie. Vir een of ander rede het ek nie die Gees se waarskuwings na geluister nie, en moes ek sekere foute maak, nie sodat God my in die hande kon kry nie, want God het nie toegelaat dat die keuses van my lewe my vernietig nie, maar hy het dit wat vir my tot vernietiging gelyk het, omgedraai tot 'n getuienis, dat God kan opdag, al is ek ontrou. God bly getrou in my lewe, maar terwille van my weet God wanneer hy met my sekere dinge kan doen, en sekere goed nie kan doen nie. Wees eerlik daarvoor. As iemand 'n jaar terug vir jou gesê het, hou op om dit te doen. Ek onthou toe ek nog gegooi het, voor die, dank die Here, dit is nou 26 jaar omtrent wat God my verlos het, plus minus ongeveer na sy by. 26 jaar wat God my uit die moddersluikheid uitgehaal het, wat ek die ou mens begrawe het. So daai Jaco bestaan nie meer nie, hy is begrawe. Maar ek onthou daar was 'n tyd, veral as Christene, vir my gesê het, jy moet nie so drink nie, jy gaan na hel toe gaan. Dan het ek kwaad geraak. En dan maak jy die bottel oop en jy druk die prop plat en sê, nou sal ek julle wys. Julle gaan nie vir my kom vertel nie, Jesus het ook water in wyn verander. So jy gaan nie vir my dit, hoekom? En God kon met my niks doen in daardie staat nie, al wou hy. So dit is nie dat God nie my wou help nie. Dit was dat ek was nie op 'n plek gewees waar God 'n wonderwerk in my lewe kon doen nie, want ek was hardkoppig teenoor die Here. Dit is nie dat ek was lief vir hom, maar ek was blind vir die waarheid in my lewe. En baie keer maak ons keuses en ander mense se keuses bring ons baie keer op 'n plek waar ek nie dadelik reg is vir iets bonatuurliks wat God vir my lewe wil doen nie. Maar dan kom God in elk geval en hy neem besit en beheer van daardie situasie, sodat dit my nie gaan vernietig nie, maar dat hy in dit 'n wonderwerk in my lewe kan doen. Hy sê so in vers 15, hy sê ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat jy kan glo, maar laat ons na hom toe gaan. Vers 17, toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al vir 4 dae in die graf was. En nadat sy, vers 28, en nadat
sy het dit gesê, hy het nou hier met Maria gepraat, en Jesus het vir haar gesê, luister, gaan roep jou sussie, nadat sy dit gesê het, gaan sy en sy roep vir Maria, haar suster, stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. En toe ek hierdie stukkie lees, toe is dit vir my so wonderlik dat hierdie woorde vir my uitstaan, dat God dit nie in die skare in beweeg nie, hy gaan praat met hulle een kant, en sê, hoorie, so gaan roep jou sussie, gaan sê, ek is hier, en sy sê hier die woorde, die meester is hier, en hy roep jou. Weet jy wat is wonderlik, wanneer ek deur 'n storm gaan, kom God nie en hy kom openbaar dit in die openbaar en laat die hele wêreld nie. God sê op 'n plek vir ons, kom koop van my goud en wit klere, sodat ek die skande van jou naaktheid kan bedek, sodat almal nie moet weet dat jy is nie waar jy moet wees nie. En God kom stilletjies baie keer, wanneer die goeters in my lewe uitmekaar uitval, en hy wil my tot stilte roep en tot stilstand roep, en stilletjies sê, kom hier so, kom dat ek met jou gaan praat een kant toe, en dan wil ek hê jy met hierdie woorde hoor vanmôre, dat God roep jou tot stilstaan, en hy sê vir jou, kom hier so, die meester is hier. Ek is môre vir jou goeie nuus, die meester is hier. Ek gee nie om waar deur jy gaan nie. Ek gee nie om hoe lank jou omstandighede lyk of jy in die graf lê nie. Ek gee nie om of jy dink, Here, as u dalk gekom het voordat hierdie goed so ver gegaan het, dan sou dit vir my beter gewees het. Maar ek het goeie nuus vir jou. Ek weet nie waar deur jy gaan nie, maar ek het vir jou hier die woorde vanmôre. Die meester is hier. Die verlosser is hier. Die redder is hier. Die geneesheer is hier. Sy naam is Jesus. Hy is hier, hy is hier, hy is nie te laat voor jou omstandighede vanmôre nie. Die meester is hier. Vers 41 gaan hy, of vers 37, en sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man nie geopen het nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie. Hierdie was een van my groot vrae. Wanneer ek deur storms gegaan het, Here, kon u nie al vroeër iets gedoen het nie. Here, hoekom het ek deur hierdie seer gegaan het? Here, hoekom het ek deur hierdie goed gegaan het? Ek verstaan dit nie. Here, as u dit dan vir daai mense gedoen, en dan begin ons na ander se getuienis. Here, u daai ou se oë oopgemaak. En u het daai ene se lewe so gedoen, en daar is so 'n wonderlike getuienis. Hoekom het dit nog nie met my gebeur nie? Maar ek wil vandag vir jou sê, God has a plan for your life. My getuienis en jou getuienis lyk anderste. Dit waardeur God jou vat en dit waardeur God my help, lyk anderste. Maar een ding weet ek, he is never too late to help. En die seer waardeur jy nou gaan omgedraai word in 'n getuienis. You are only feeling the hurt right now, but I'm telling you, the God that I serve, hy die manier om seer heel te maak en dit om te draai in 'n bonatuurlike getuienis, want ergens in hierdie wêreld is daar iemand wat deur dieselfde storm as jy gaan, en hulle het Jesus nodig. Die getuienis waardeur jy gaan, die storie wat jy het om te vertel. Elkeen wat hier sit vanmôre het 'n storie. Hier's nie een ou wat hier sit wat net so maanskyn en rose stories het nie. Hier's nie een mens hier wat nie al sy kussing nat gehuil het nie. Hier's nie een mens hier wat al nie op 'n hoopie gesit het en gesê, Here, ek sien nie meer kans om aan te gaan nie. Dit sluit myself in. Is nie een mens hier wat nie op 'n plek gekom het wat gevoel het, Here, sien u my ooit nog raak nie. Is nie een mens hier vanmôre wat sy lewe sonder stikkend was nie. Ons almal se stikkend lyk dalk anderste, ons almal se verhaal lyk anderste. Maar ons het die geneigtheid baie keer om net die mooi te vertel.
Maar ek wil vir jou sê, daar is 'n liedjie wat sê, baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. En Jesus het juis gekom vir 'n gebroke wêreld. Hy het nie die gebrokenheid veroorsaak nie. Daar is 'n duiwel daar buite wat kom steel en kom slag en verwoes. En hy het vir ons gesê, kyk, julle is in hierdie wêreld. Julle is nie van hierdie wêreld nie, maar julle gaan, as hulle die seun van God nie gespaar het nie. As Jesus, wat die seun van God is, nie vrygespring was nie. Wat dink ek en jy, hoekom moet ek dit vryspring? As Jesus deur die grootste seer gegaan het, hy kon op water loop. Ek sê dit baie, ek het dit ergens gehoor eendag, so dit kom nie. Jesus het op water geloop en hulle het hom nog steeds gestenig. Hulle het hom nog steeds 'n wynsuiper in 'n vraat genoem. Hulle het hom nog steeds uitverkoop. Hulle het hom nog steeds afgemaak as iemand wat nooit daar moes wees nie. Hy kon op water loop. Nou kom ek en jy, ons kan net swem. Ons kan nie eens op water loop nie. En dan verwag ons dat dit gaan met ons anders te gaan. Hy is die seun van God. En hy sê vir ons dit, as hulle my gehaat het, gaan hulle jou haat. As hulle my vervolg het, gaan jy vervolging hê. As hulle dit aan my gedoen het, jy sien, die kerk het vir baie jare alleen, as jy die Here dien en jy gee jou hart vir die Here, dan is dit net maanskyn en rose. Nee, die enigste verskil tussen my en die ou wat die Here nie dien nie, ek het iemand na wie toe ek kan gaan en sy naam is Jesus. Ons gaan deur dieselfde storms, dieselfde seer, dieselfde siektes, dieselfde goed, but we have found the answer and his name is Jesus. Die enigste verskil, ek deel eendag met 'n ou wat hier by die hek staan, sy naam was ook toevallig Jaco gewees, was 'n ou wat op die straat geleef het. En hy kom ook met 10 slim stories oor sy omstandighede, en ek weet die helfte van die 10 stories, daar is miskien een wat die waarheid is. Weet jy, nou raak my binnekant klaar omgekrap. Weet, want sê eerder die waarheid een keer sonder al die sterretjies en nie goed, en dan sal ek jou help. En nou is my binnekant nie lekker met hom dadelik nie. Agterna het ons toe mekaar nou beter leer ken. En terwyl ek omgekrap raak en geïrriteerd raak, sê God vir my, Jaco, die enigste verskil tussen jou en die kant van die hek en die Jaco aan die ander kant van die hek is genade. Die enigste verskil dat jy nie uit jou dronkenskap uit daai kant van die draad beland het nie, is genade. Is nie omdat jy oulik is nie. Is nie omdat jy iets reg gekry het nie. Is omdat God iets reg gekry het. Die enigste verskil tussen my en die ou wat vanmôre op 'n plek is van moeg gesukkel en ek kan nie meer nie, is net genade. En dit beteken nie ek het nie klaar gesukkel nie. Daar's nog stormpies wat ons het. Ek wil vanmôre vir jou sê, die enigste verskil is Jesus. Die verskil is Jesus. Nou ek gaan nie vir jou kan sê wat gaan God in jou lewe doen en hoe gaan hy dit doen nie, maar ek kan vir jou een ding sê, hy gaan jou nie los waar jy is wanneer jy die naam van die Here aanroep nie. Ek weet nie hoe gaan hy herstel bring in jou huwelik nie. Ek weet nie hoe gaan hy herstel bring in jou pa of jou ma wat nie die Here wil doen nie, maar ek weet net, hy kan dit doen. Hy is in staat om te red. Hy is in staat. Ek weet nie hoe gaan hy jou 'n nuwe hart vir jou gee waarvoor jy hom bid nie. Tannie Irene, ek weet nie hoe gaan hy hierdie hartoorplanting in jou lewe doen nie, maar ek weet net, hy het dit al baie kere voorheen gedoen en hy gaan dit weer doen in Jesus naam. Daar gaan 'n nuwe hart kom. Hy gaan nie die ou een herstel nie. We are praying and believing God for a new heart in Jesus name. Ek weet nie hoe doen hy dit nie, maar hy is God. Want as ek geweet het, dan was dit natuurlike antwoorde, maar hy is 'n God van die bonatuurlike. Hy woord nie, hy werk nie soos wat ek dink hy werk nie. Hy het die mens gemaak en hy weet hoe om jou te help, want hy ken jou beter as wat jy jouself ken vanmôre. En ek wil vanmôre hê jy moet weet,
dat dit wat jou in die graf hou vanmôre, gaan God wegrol, die klip. In vers 41, hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Nie nog gaan verhoor nie. Dis geloof. Hoekom? Want Jesus en die Vader is in eenheid. En hy sê, Here, dankie dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom my staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan die hande en die voete, met die grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met die doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan. Jesus sê op 'n plek, hy sê dat die Gees van die Here is op my, omdat die Vader my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring, om die wat in boeye is vry te laat, om die tronkdeure te laat oopgaan, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Jesus is nog dieselfde wat hy was en is 2000 jaar terug. Tronkdeure gaan nog oop, boeye val nog af. Hy het gekom, klein seentjie vra eendag vir sy oupa, hy sê, oupa, wat doen liewe Jesus die hele dag? Nee, oupa dink so 'n bietjie, hy sê, my kind, liewe Jesus maak stukkende goed heel. Wat doen die Here heel dag? Hy maak stukkende goed heel. En ek wil vanmôre vir jou sê, God is about to do a restoration in your life. En hoekom gaan God dit doen? Hier is die antwoord, 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3 tot en met vers 5. Ek gaan dit lees. 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Ek wil vandag vir jou sê, God wil jou vertroos en hy ontferm hom oor jou. Jy voel nie so nie. God ontferm hom oor jou en hy wil jou vertroos. So hy is die God van ontferming en die God van alle vertroosting. Want wat ons troos in al ons verdrukking, hoekom doen hy dit? Sodat ons die wat in allerhande verdrukkinge is, kan troos, deur die vertroosting waardeur ons self deur God vertroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig in ons is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus Jesus. In other words, that God wants to do a miracle in your life, so that you can tell somebody else about the miracle working power of God. Dieselfde vertroosting waarmee ek vertroos word in Jesus Christus, is dit wat hy wil gebruik om ander wat deur dieselfde goed gaan, waardeur ek nou opgegaan het, sodat ek hulle ook kan vertroos. Met dieselfde vertroosting. En ek wil vanaf jou sê, Here, ek verstaan nie die seer waardeur ek gaan nou nie. But God is about, God gaan 'n getuienis opwek in jou lewe. Dieselfde ding wat die vyand gebring het om jou te vernietig, is dieselfde ding wat God gaan gebruik, sodat sy naam daardeur verheerlik kan word. En jy mag dalk voel, maar Here, ek dink dit is dalk 'n bietjie te laat. As u gister of eergister of laas jaar opgedaag het, dan sou daar 'n beter getuienis gebore word. Maar ek wil vandag vir jou sê, hy is die God wat getuienisse opwek uit die dode uit. En vir iemand wil ek sê, die graf is besig om oop te gaan. Nie hy
gaan nog oor, God is about to do a miracle in a dead situation. Ek gee nie om waar jy jouself bevind nie, wil ek vandag vir jou sê, ek weet dat Jesus sê, al maak ek my bed in die doderyk, ook daar sal hy my kry. Al gaan ek na die verste sterre toe, ook daar sal hy my kry. Dawid skryf dit in die psalms. Hy sê, waar sal ek gaan van die gees van die Here? Al maak ek my bed in die doderyk, dan sal U my daar kry. Al gaan ek na die verste hemele en die uithoeke van die aarde, ook sal U gees my daar kan kry. Daar is niks en nêrens en geen omstandighede waar God jou nie kan uithaal nie. Daar is geen siekte, daar is geen storm, daar is geen hartseer nie. Dit wat vandag vir jou voel, Here, ek dink dit is verby. Wil ek vir jou vandag sê, if you give God a chance, if you give God a chance, en die probleem is, ek het baie keer na God toe gegaan, maar met voorskrifte. Here, as U dit nou so gaan doen, en as U nou dit so doen en so doen, dan gaan dit nou goed. Jy sê, ons dink altyd, God het my raad nodig, om my by die plek te bring waar hy my wil hê. Weet jy wat, jy kan nie God help nie. Jy kan nie, God is goed, hy sê, ken my in al jou weë, maar moet nie God op jou voorskryf nie. Van jy dink jy ken jouself, maar God ken jou beter as wat jy jouself ken. As God vir my moes gehelp het soos wat ek wou gehelp geword het, was ek vandag weer in die moeilikheid. Hoor dit vandag. As ek moes skryf wat ek wou hê, dan het ek God in die proses verloor. En soms is seker goed 'n nee ook. Weet jy wat, partykeer is nee ook 'n antwoord. Partykeer is nie nou nie ook 'n antwoord. En dan wil ons rebel sê, Here, want ek wil nou hierdie deur oop hê. En dan sê God, ek kan nie, ek ken jou beter as wat jy jouself nou ken. As ek hierdie vir jou nou gaan gee, gaan jy dit verkwansel. Gaan jy dit opmors. En ek wil vir iemand hier vandag sê, jy vertrou God vir omstandighede rondom jou. Here, verander hierdie goed. God sê nie nou nie, I just want to do something in you first. Of iemand sê, God sê die herstel waarna jy smag, en jy het gedink, Here, as U dit doen in my tydelike lewe, en as jy hierdie ding in my tydelike lewe, dan gaan ek beter voel. Ek wil vandag vir jou sê, dit is 'n leuen. Daar is 'n paar jaar terug, gaan ek deur 'n oomblik van depressie in my eie lewe. Ai pastoor, ja, ek het ook al deur moeilike tye gegaan. Glo dit nou of jy nou wil of nie. Ek het ook al myself baie jammer gekry. En pity parties gehou, en heilig, is net ek wat genooi is na die party toe. Huil my oë uit en ek kry myself baie jammer. Ken hierdie goed. En dan gaan deur 'n moeilike tyd in my lewe. En iemand loop met my 'n pad, dan moet altyd iemand wees wat saam met jou pad loop. Kom ek vandag vir jou sê, God wil nie hê jy moet alleen loop nie. Die duiwel wil jou isoleer. God wil jou deel maak van die liggaam. Want hy sê, as jy, vir hulle wat sterk is die verantwoordelikheid om hulle wat swak is te dra. We need somebody. We need somebody. En nie laat ons hoop op die en vertrou op die mens sit nie. But God has a system that works. Hy sê, as die een deel van die liggaam lei die hele liggaam. God het die liggaam in plek gesit om die een wat seer het te help om gesond te word. So ek wil vandag vir jou sê, vra God om iemand in jou lewe te sit, moenie alleen stap nie. Maar in daardie stadium stap ek saam met iemand op pad, en ek maak 'n lysie van alles wat ek dink, Here, as U nou hierdie goeders gaan regmaak, dan gaan ek nie meer sukkel met depressie en angs en allee. Here, as my kinders gaan gehoorsaam raak, as hulle net wil ophou fight, dan het ek nie hierdie spanning in die huis nie. Dan gaan ek beter voel. En dan, Here, as U iets doen aan die finansiële druk waardeur ons gaan, dan gaan ek ook nie meer so voel nie. En dan was daar nog so 4 ander goed, wat op hierdie persoonlike lysie is. En toe ek begin het met hierdie journey, toe was my fokus op die lysie. So hier,
verander net hierdie lysie. Op die einde van die journey het God iets in my so groot en amazing gedoen. Strome van lewende water, soos wat sy woord sê. He restored my soul. He restored my inner being. Hy sê al vergaan die uiterlike mens nogtans word die innerlike mens dag vir dag vernuwe. En toe ek by daardie plek kom, waar die joy van God weer in my lewe begin uitkom, toe is die lysie nog steeds daar. Maar toe is die lysie nie meer vir my so groot, soos wat dit was, toe ek moeg was nie. Toe dog ek al, hoekom het ek nou hier hoor, dit is nou nie so erg nie. Gaan sit in jou kamer en bly stil. Nee, toe kon jy weer autoriteit vat. So as jy nie wil luister nie, was nou seker nie so nie, nee Jaco. Prys die Here. Maar hoor wat ek vandag vir jou sê. Somebody is trusting God for something around you. And God said, I want to do something in you first. Stel God dan nie belang oor die lysie nie. Nee, God het eventually ook dit reg gekry dat my kinders saam met my begin kerk toe kom. Hoekom? Maar ek het hulle nie gedwing nie. They just start loving God. Something happened that they wanted to be in the presence of the Lord. Somehow, ten spyte van finansiële druk het God elke maand begin voorsien op 'n manier wat ek nie gedink het. So he didn't change the finances, but his provision was there. Supernatural provision was there. So ek wil vandag vir iemand vandag sê, ek het dit in hierdie week ook met 'n koppelgroep gedoen wat kom vir huweliksberading. As jy kom met 'n koppel ding nie, die een wil die ander een verander. Here, verander my man, ag Here, verander my vrou. Dalk wil God met jou begin. Dalk wil God iets in jou doen. Hy wil iets in haar ook doen, obviously. But it is time to take responsibility and say, Lord, start with me. Ek voel dalk nie, ek is die probleem nie, maar Here, deursoek my. En kyk, is daar iets wat U in my lewe wil verander, sodat ek voor U beter kan wees. Because it's about my relationship with God first. Ek het die woord gebring soos wat die Here op my hart gelê het. En ek glo dat God wil vanmôre mense se lewens verander. Ek glo die Here gaan vanmôre iemand uit 'n graf uit laat kom. Emosioneel. There's darkness, there's bitterness. Ek wil vanmôre vir jou sê vergewe. Spreek vry. Don't let bitterness and unforgiveness. Ja, maar pastoor, ek gaan net vinnig by dit vassteek. Vergifnis gaan nie oor die persoon wat jy moet vergewe nie. Hoor dit nou baie mooi. Vergifnis gaan oor jou en God. Hoekom? Want as ek nie vergewe nie, mag God my nie vergewe nie. Vergifnis gaan nie oor die persoon wat my te nagekom het nie. Vergifnis gaan my gehoorsaamheid aan God. Sê, Here, ek voel nie lus om te vergewe nie, but I will obey, because you said. And I need forgiveness, so that's why I will forgive. Hy sê, die maat waarmee ek meet, sal vir my gemeet word. Vergifnis vat ook nie die seer weg nie. So forgiveness is not a magic wand to take away hurt. But forgiveness brings me in God's will so that He can help me with the hurt. Dit bring my in die wil vir God. Nou kan ek vir die Here sê, Here, help my met die seer wat ek het, oor dit wat aan my gedoen is. Maar ek gaan nie toelaat dat bitterheid. My pa het altyd gesê, geen mens is so oulik dat jy die hemel moet mis nie. Hoekom moet Sannie en Jannie en Koos wat jou te nagekom het, soveel sê, dat dit jou weghou van alles wat God vir jou wil gee? Die healing, the joy, jou plek in die hemel. Vergewe hulle. Hulle gaan in elk geval aan met hulle lewe. They don't think twice about you. Hulle gaan aan. Maar jy slaap saam met hulle vanaand. Maar die pastoor, as jy in die bed lê, dan dink jy aan wat hulle aan jou gedoen, en dan lê hulle langs jou in die bed. Dan kan jy nie eers slaap nie. As jy aan die ontbyttafel sit, dan verloor jy jou aptyd, want dan sit ou Koos saam met jou daar nie. Ek hoop nou nie is ou Koos hier vanmôre nie. Dan sit hy daar saam met jou.
Maar hulle gaan aan, but you keep them alive. En al wat hulle doen, they keep on hurting you. In jou emosies en in jou denke. You experience this hurt all over. And bitterness, and it starts to grow more and more. Let it go. Vra God om jou te help om hulle te vergewe. Waarom moet jy 10 keer in 'n week elke dag hulle vergewe? It's a spiritual choice. It's a choice, God, that I will rather walk by the Spirit. Ek sal 'n geestelike besluit maak en nie 'n emosionele besluit nie, want die gees is teen die vlees. So ek wil vanmôre vir iemand sê, let it go. Los dit sommer in die graf waar God jou gaan uithaal. Los dit sommer daar. Moenie laat dit saam met jou uit die graf uitkom nie. Staan op jou voete saam met my. Ek wil hê net daar waar jy is, steek jou hande, maak jou oë toe, steek jou hande op en vra die Here om vanmôre jou naam uit te roep. Hoor vanmôre hoe Jesus jou naam roep vanuit die graf, vanuit die situasie waarin jy is. Hoor vanmôre die stem van die Here wat jou by jou naam roep en vir jou sê, Lazarus, kom uit. Jy gaan nie in hierdie graf bly nie. Kom uit. Jy gaan nie in hierdie siekte bly nie. Kom uit. Jy gaan nie in hierdie seer bly nie. Kom uit. In die naam van Jesus. Terwyl almal se oë gesluit is.